Nou, soos jy weet, is ons besig met 'n reeks wat ons so noem, dat ons is nie van hier nie. Ons is nie van hier nie. Daar gaan 'n dag en 'n datum aanbreek, wat die Here ons huis toe gaan roep. Want hierdie is nie ons huis nie. En ons moenie te gemaklik raak nie, en ons moenie te verstrengel raak met hierdie wêreld nie, en te lief raak van hierdie wêreld nie. Want hierdie is nie ons huis nie. Die dag en die datum toe jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het, het God se Gees in jou kom woning maak, en hy het van jou gemaak iemand wat nie van hier is nie. Dat ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie. Die kernteksvers wat ons gebruik vir ons reeks is in Johannes 17 vers 16, wat Jesus bid, en hy sê hierdie vir die Vader. Hy sê dat hulle is nie van hierdie wêreld nie, net soos wat ek nie van hierdie wêreld is nie. Net soos wat Jesus nie van hier af is nie. Dat op 'n stadium toe sê hulle vir hom dat jou koninkryk en hy antwoord en hy sê, my koninkryk is nie van hier nie. Ek gaan nie hier kom om 'n koninkryk hier op te rig nie. En hy het beloof die dag toe hy op die wolke weggaan, het hy gesê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En hou goeie moed. Hou goeie moed, want daar gaan 'n dag en 'n datum wees, wat ons weer saam met hom kan wees. Is jy nie opgewonde oor die hemel nie? Ja, ons is opgewonde oor die dag wat Jesus ons kom haal. Maar intussen is ons hier om te werk. Is ons hier om iets te doen en iets te beteken vir die koninkryk en vir die Here. Nou, ons het baie gesels oor hoe dit lyk in die hemel dalk, en jy weet wat gaan ons doen in die hemel, en waarvoor is ons gemaak hier op aarde, wat moet ons doen intussen. Maar ek wil vandag iets unieks aanraak. In Romeine 12 vers 5 skryf Paulus hierdie ding. Hy sê, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Ons behoort aan mekaar. Weet jy dit? Ek wil nie alleen preek vanoggend nie. As dit so koud is, dan moet ons kousie wees. Ons behoort aan mekaar. Ons is lede van mekaar. En die tyd wat ons nog hier is, maak die feit dat ons Jesus aangeneem het, en dat sy Gees in ons uitgestort het, maak dat God se Gees woon in jou, en hy woon in my, en hy woon in elkeen van ons, en dit maak van ons 'n familie. Dat hy is ons Vader, en ons is 'n gesin saam hier. En as gesin hier is ons in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. En terwyl ons nog in hierdie wêreld is die wêreld het 'n vyandskap teen ons as Christene. Is dit waar? Ek meen, ons het nou gesien dat die wêreld is in die vyand se hande. Adam het dit oorgegee aan die vyand. So eintlik, terwyl ons nog hier is, en ons Jesus aangeneem het, is ons behind enemy lines. Ons is hier, en Jesus waarsku ons. Hy sê, ons moet altyd deur aanhou glo en bid. En ons moet nooit ophou om te bid, en ophou om te waak en bid nie. Want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy wil verslind. En hy wil hê dat ons moet weet, dat terwyl ons nog hier is daar vyandskap tussen die wêreld en die Christene. Ervaar u dit ook so? Daar was tye daar was 'n tyd wat ons regering was 'n Christenland en 'n Christenregering. Daar was 'n tyd wat in Amerika was dit 'n Christenland en 'n Christenregering. Maar al hoe meer word dit nou dat weet jy, as jy 'n Christen is, dan word daar teen jou gepraat. In die hoogste vlakke in regerings. Nie net in Suid-Afrika nie, nie net in Amerika nie, maar reg deur die wêreld. Daar was 'n tyd gewees toe hulle die Amerikaanse konstitusie en alles opgestel het hulle gesê dat, weet jy kan jouself nie Amerikaner noem as jy nie 'n Christen is nie.
So erg en so sterk was dit. Die founders van Amerika was almal Christene wat leierskap poste bekleed het in hulle kerke. Maar vandag is dit dat hulle mag nie eers meer in die skole bid nie. So hulle dink dit gaan erg hier. Dit gaan nog erger daar. Jy mag nie eers 'n Bybel in die by die skole inbring nie. En so is daar wat daar vyandskap en al hoe meer en hoe later dit word, voordat Christus kom, hoe donkerder gaan hierdie wêreld wees. Maar wie weet, hoe donkerder dit is daar buitekant, hoe helderder skyn is kerslig. Is dit waar? Hoe donkerder dit word daar buitekant, hoe helderder is die lig. En dit is presies wat dit met die kerk gaan gebeur. Dat ja, daar is daai vyandskap. Maar die feit dat daai vyandskap van alle kante afdruk, maak dit dat ons al hoe meer op mekaar moet let. Maak dit dat ons as Christene, ons as boeties en sissies, al hoe meer moet uitkyk vir mekaar. Die wêreld daar buitekant is moeilik genoeg. Ons moet dit vir mekaar makliker maak. Verstaan jy wat ek probeer sê? Nee. En dis hoekom so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede vir mekaar. Ons is gelink aan mekaar. Of jy dit wil weet of nie weet nie. Of jy dit wil glo of nie glo nie. Ons behoort te mekaar. En weet jy wat, as liggaam het ons mekaar nodig. Kom ons gaan kyk verder. In Johannes 13, vers 35, is Jesus hier in die woord. Hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Hoe sal dit weet? Die liefde wat daar is tussen julle. Weet jy, daar's 'n pleit wat ek wil doen. Ons is 'n warm gemeente, dit is 'n absolute waarheid. En daar is 'n liefde onder mekaar. Maar ek wil hê dat ons moet weer begin fokus op dit. Dat wanneer mense hier inkom, dat hulle die warmte van Christus sal ervaar. Weet julle, dat hulle sê, die mense daar buite, die wêreld sal sien, dat julle is my navolgers, as daar 'n liefde onder mekaar is. Want, jy kry dit nie daar buitekant nie. As iemand iets vir jou, iets awesomes doen, hy sê vir jou, maar weet jy wat, jy weet, ek weet nie, jy weet, die ou sê, maar weet jy wat, jy kan vroeër huis toe gaan, jy weet, ek sal vir jou cover, moenie worry nie, weet, jy kan maar gaan. En dan wonder jy maar, okay, jy weet, hoekom doen jy dit? Wat het jy in die mou? Wat probeer jy weet, moet jy nou skuld of iets? Daar's niks wat iemand net vir jou sal doen, sommer maar net nie. Nee. Maar nou, buitekant is dit gemaak dat jy is 'n stepping stone. Jy weet, almal wil op jou klim om bo uit te kom. Maar God wil hê dat in die kerk moet dit totaal en al anders wees. Daar moet 'n liefde onder mekaar wees. Nou hierdie liefde wat hier gepraat word, dis die agape liefde. Hy sê dat wanneer die mense onder julle kom en hulle sien dat die opofferende liefde wat daar is onder julle, dat hulle sal sien, wow, dis nie menslik nie. Dis nie normaal nie. Dit moet van God af wees hierdie. En dan sien hulle, hierdie is eintlik, dis Christene. En die mense gaan dit begin agterkom, as jy vir mense dinge doen daar buitekant, en dan wil hulle weet, hoorie, wat skuld ek jou? Dan sê jy, weet, niks nie. Ek wil maar net vir jou liefde betoon. Ek wou net dit doen, omdat, weet jy wat, die Here het soveel van my gedoen, daarom wil ek dit vir jou doen. Dis nie normaal, as jy uit jou pad uit gaan om iemand anders te help, en dan sê, weet jy wat, moenie worry nie, ek soek niks in return. Is dit waar? En dit wys, dat hoorie, hier is 'n groot liefde, en dit kan net van God afkom. 'n Opofferende liefde. Weet julle, die tye wat die martelaars gemartel was, en verbrand is, en gekruisig was,
Die grootste ding was gewees, dat die liefde wat daar mense gehad het, vir die mense wat dit aan hulle doen. Dat hulle dit nie veroordeel nie. En sê man, dan kom hulle by die huis en dink hulle maar, jy weet, die verwagting was, dat hulle sou vloek en skel, en sê, wat maak julle verstaan nie wat julle doen nie, maar in teendeel, was daar 'n liefde en aanvaarding in hierdie mense se oë, en dit brand in mense. En ek wil hê, dat in hierdie tyd, ons is nie van hier nie, en dit maak ons, dat daar 'n ooreenkoms is tussen ons, tussen my en jou, en tussen boeties en sissies. En ons moet begin uitkyk vir mekaar. Dat die liefde onder ons moet groei. In 1 Tessalonisense 5 vers 14, skryf Paulus, hy sê, en ons versoek julle broeders, hy sê, vermaan die onordelikes, hy sê, bemoedig die kleingelowiges, ondersteun die swakkes, want die Here het geweet, dat dit is nie, hierdie lewe is nie maklik nie. Nou, en daar gaan tye wees, nou, dat die wat vandag sterk is môre en oormôre is weer 'n bietjie swak. En dan die wat swak is môre en oormôre is hulle weer sterk. Nou, en daarom sê, Paulus skryf, hy versoek, hy sê, ek pleit by julle, ek vra vir julle mooi, asseblief, ek versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, want daar is tye wat 'n mens se kop bietjie uithou. Daar's baie kere wat die lewe bietjie druk. Ja, ek was so ruk terug, was ek by dit was net 'n moeilike dag gewees. Die dinge het net nie goed uitgewerk nie, en ek kom by 'n ander gemeente, mense wat ek goed ken, en jy weet, ek is 'n bietjie ongeduldig, jy weet, en ek ry daar weg, en ek voel, yes, die Here kla my, jy weet mos, die Here kla jou mos so, nee, hy kla jou nie aan nie, die Heilige Gees kla aan. Dat die Here oortuig jou van, dit was nie nou mooi nie. Weet jy, ek het so sleg gevoel. Ek bel, ek sê, hoorie so, ek is so jammer, dat ek so lelik was. Ek was nou nie mal lelik nie, ek was net ongeduldig. Ek het nie my toys uit die kot uitgegooi nie. So, julle pastoor was daarom nie heeltemal nie. Maar ek was net ongeduldig. En partykeer sien ons, boeties en sissies, wat 'n dag net af is, en dinge nie reg doen nie, dan sê, weet jy wat, vermaan mekaar. Hou mekaar in lyn. Nee, bemoedig die klein gelowiges. Daar's baie kere wat 'n ou deur 'n lang tyd deur 'n moeilike stryd gaan, en dit voel dat, weet jy wat, ek weet nie, maar dalk moet ek maar moed opgooi. Moed opgee. Voel jy ook baie keer so? En dan moet ons uitkyk vir mekaar. En dan moet ons vir mekaar kan kom en sê, boetie, kom nou man. Weet jy wat, die deurbraak gaan kom. Daar is verseker 'n deurbraak wat kom. En ek wil saam met jou wees tot dan. En as die deurbraak kom, dan weet jy wat, dan is jy weer die ene wat vol moed en vol geloof is. En dan is daar weer 'n ander boetie wat daar is. En dan is die onus weer op jou. Want die Here sê, die onus rus op die sterkeres, om die swakkes te help dra. Die onus rus op jou. En dan sê, ondersteun die swakkes, en dan sê, wees lankmoedig met mekaar. Wees lankmoedig. Moenie ongeduldig wees nie. Want weet jy wat, môre is dit jy. Hierdie lewe is moeilik genoeg. Kom ons maak dit makliker vir mekaar. Kom ons maak dit bietjie makliker vir mekaar. Dan wil ek by hierdie teksvers uitkom. Okay, hierso wat hy eers sê, in Prediker 4 vers 9 tot 10. Hy sê 2 is beter as 1. Hy sê want as hulle val, kan die een sy maat optel. Hy sê maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede een is om hom op te tel. Bly in die liggaam. Bly in die
in die familie. Want die mens het 'n geneigtheid, dat as dit moeilik gaan, en as dit taaf gaan, en as die vyand jou 'n bietjie beet gekry het, dan het die mense geneigtheid om een kant te gaan. Om te sê, weet jy wat, ek is nie werd nie. Nee, ek weet nie, ek is te sleg om kerk toe te gaan. Want ek het nou hierdie week dit en so gedoen. Jy weet, en dan bly jy eerder by die huis. En dan bly jy 1 Sondag by die huis, en dan bly jy 2 Sondag by die huis. As jy weer sien, het daar 'n paar maande verby gegaan, en jy's nie in die liggaam nie. Daar is altyd safety in numbers. Die Here het ons gemaak, dat ons het mekaar nodig. En as jy nie hier is nie, dan mis die liggaam jou. Weet jy dit? En ek het die vergelyking al vir julle gewys. Dat in die natuur, as 'n trop leeu's wil gaan jag en die trop is honger, dan kyk hulle na hierdie trop en hulle jaag die trop om 'n wanorde te bring in die trop. En dan as daar een is wat verlore raak in die trop, dat hy's apart van die trop, dan target hulle hom. Terwyl jy in die trop is jy veilig. Maar as hulle dit kan regkry om jou apart van die trop te kry, dan word jy dadelik 'n teiken. Dan gaan almal vir hom. En die vyand werk net so. Hy maak dit dat ons moedeloos raak in hierdie lewe, en dat ons uitsak en nie deel van die liggaam wil wees nie. En dan, as jy eenkant is, dan het hy jou. Dan gaan hy met jou kop werk. Dan gaan hy met jou kop smokkel. En sê, jy is nie werd nie. Jy kan nie teruggaan nie. Mense, ons moet altyd hardloop na die veiligheid van die familie toe. Ons moet altyd vrymoedigheid hê. Altyd vrymoedigheid hê om na die Here toe te hardloop. Maak nie saak wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Het altyd vrymoedigheid om na die kudde toe te hardloop. Wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede een is om hom op te tel. Die Here het ons net so gemaak dat ons is daar en ons is afhanklik van mekaar. En dan het ons in Korintiërs 12 praat hy baie van dat die liggaam het klomp lede en dat die een kan nie sê hy's dit en die, maar ek wil nie daar praat nie. Ek wil net hê jy's 'n lid van 'n liggaam. Skakel in. Moenie iemand wees wat sê, maar weet jy wat, ek sal by die huis sit en ek sal maar, jy weet, my godsdienst, ek sal vir my 'n preek opsit en dan sal ek hier sit en ek sal die Here doen op my manier nie. Dis nie Bybels nie. Jy sal dit nêrens vind nie. Dat die Here sê, waar 2 of meer in my naam saamkom, daar sal ek wees. Moenie die Here alleen een kant wil dien nie. Want dit is die manier hoe sektes ontstaan het. Die Here hou van eenheid. En ongelukkig is dit so, dat daar soveel mense is, wat in die kerk seer gekry het. En daarom sê hulle, weet jy wat, ek sal die Here dien, maar ek wil met die kerk niks te doen hê nie. En mag dit in hierdie gemeente nooit gebeur nie. Mag ons altyd deur 'n aanvaarding hê vir mense. As mense hier inkom wat 'n soeke het na die Here, maak nie saak hoe hy lyk nie, dat hy sal ervaar, hier is 'n warmte en hier is 'n liefde in hierdie gemeente. Ja, want ons wil die wêreld wen, want ons is op pad iewers heen. Ons is nie van hier nie. En ons kan nooit afkyk na enige mens nie. Ons kan nooit kyk na mense en sê, weet jy wat, nee, ek weet nie of die Here ooit hierdie ou kan red. Die mooiste en die awesomeste getuienisse hoor jy van mense wat op hulle laagste dag en hulle slegste dag wat die Here hulle gelei het om by 'n gemeente in te stap. Dan het hulle baie sleg gelyk. Daar's iemand in ons gemeente wat hy was deel van die Hells Angels. Wat hy by die gemeente ingestap het. En daar was net 'n ervaring en 'n warmte. En toe hy homself bevind met die uitnodiging, toe staan hy heel voor met sy colours van die Hells Angels en al.
En as die mense gesê het, "Wow, wat maak hierdie ou? Dis 'n satanis wat ons kerk kom besoek het." Nee, Jesus, ons het hom uitgooi. Nee. Sataniste is welkom in hierdie gemeente. Alle mense is welkom in hierdie gemeente. Want dit is hier waar die liefde van Christus jou hart sal versag. Jou hart sal skoonmaak. En dat die Here iets awesomes in jou lewe kan doen. Daar's niks wat kan standhou teen 'n liefde nie. Ons is iewers heen op pad. Kom ons maak dit maklik vir mekaar in hierdie lewe. En ons wees nie 'n struikelblok vir een van ons boeties en sissies wat in die kudde is nie, maar kom ons wees ook nie 'n struikeling vir die wat graag wil inkom nie. Ja. Want hierdie teksvers, en ek het dit vir julle in die Engels geskryf, in Galasiërs 6 vers 1 tot 2, en ek lees dit vir julle in die Amplified Bible. Hy sê, if any person is overtaken in sin, partykeer gebeur dit. Ek meen, Jesus skryf op 'n stadium, hy sê, dat as jy struikel, weet dit, jy het 'n voorspraak by die Vader. Nie dat jy weet, verseker, die feit dat ons hier is en ons het die Here aangeneem en ons het aanvaar en dat ons is hemelse wesens en ons sit saam met hom in hemelse plekke, maar die feit dat ons nog hier is, maak dat ons is nog mense wat voete van klei het. Nee. Hy sê, if any person is overtaken in sin, dan praat hy van die mense in die kerk. Hy sê, you who are spiritual, julle wat hy hierso sê, is julle wat sterk is in die gees, should set him right. Sê, hey, boetie, ek sien jy het iets fout gedoen. Sissie, ek sien hierso, dinge is nie reg in jou lewe nie. Ek wil hê dat jy moet in lyn kom weer met die woord. Want weet jy wat, moenie dat hierdie wêreld jou verstrik en dat jy hier agterbly nie. Ons is op pad iewers heen. Ons is nie van hier nie. That you are spiritually sound should set him right and restore him and reinstate him. And without any sense of superiority. Hoor hier's op broer, ek sien jy het gestruikel, jy weet. Dis nou met my nou, was nou glad nie gebeur nie, maar hoor hierso, ek wil net vir jou sê. Hy sê, wie jy wat dink jy sterk. Ons is almal in daai bootjie. Kom ons maak dit maklik vir boeties en sissies om hemel toe te gaan. Want die Here het die volle prys betaal, sodat hy het alles in sy vermoë gedoen, dat ons in die hemel kan kom. Hy het alles gedoen. Kom ons wees medewerkers saam met hom, en ons maak dit vir boeties en sissies maklik om hemel toe te gaan. En nie van as hy sien jy struikel nie, dat jy kom en jy sê, wat maak jy? Weet jy nie dat die Bybel so en so sê nie? Jy weet, en dan vat jy die Bybel, jy weet, hierdie is mos 'n swaard, en dan sny jy hom nog in stukke. En jy sê, weet jy wat, die Here sê, jy mag nie dit nie, jy moet nie dit nie, jy sal nie dit nie, en jy druk jy, hierdie is 'n swaard, wat moet gebruik word teen die vyand. Nie teenoor mekaar nie. Ons is daar om te sê, with any sense of superiority, van weet jy wat, ek is beter as jy, want ek het dit nie gedoen nie. Hy sê, with all gentleness. Wat beteken? As 'n boetie van jou gestruikel het, en jy sien hom geval het, dat jy na hom toe sal kom, hieronder, in die modder waar hy is, saam met hom kan onder indruk, en onder sy skouers kan ingaan, en hom kan optel, en sê, kom ek help jou. Dat is die tyd wat ek daar was. Kom ons maak dit maklik. Kom ons maak dit maklik vir mekaar, om hemel toe te gaan. En dan, as jy daar was, en iemand het jou uitgehelp, dan kan jy nie
met superiority. Jy weet en sê, hoor hierso, ek is die Mackie van die plekkie. En dit het nie met my gebeur nie. Ons almal, het voete van klei. Ons almal is uit tye wat dit taaf gaan. Ons is nie van hier nie. Daar is tye wat ons verstrik raak. Maar dat ons kan onderin kom en boetie kan optel en kan sê, kom saam met my. Ek wil jou help. En dat jy dit so sal doen, nie dat jy hom vat en sal kom en sê, hoor die gemeente, hierdie broer van my het hierdie en hierdie sonde gedoen en ek was die een wat hom daar diep gaan haal het en hier is hy nou. My wonderwerk. Nee. Dit is waar jy sê, kom boetie, en dan gaan maak jou gesond, en wanneer jy gesond is, en herstel is, die Here jou vergewe het, en ons gedeel het met al daai dinge, kan ek kom, en ek kan jou restore in jou reinstyd, sonder dat die mense weet. Want wat sal gebeur, as hier 'n skerm is, hier vanoggend, en alles wat ons hierdie week gedoen het, weet jy, sit die een se gesig daar in die hoek, en dit wys wat jy gedoen het hierdie week. Dan gaan ons almal met ons oë en ons koppe so sit en sê, Heer. En dan gaan ons na mekaar kyk en sê, daai ou sal ek in my lewe nooit vertrou nie. Daai sussie dit gedoen het. Daai broer is, jy weet, nou wys. Die liefde bedek alles. Die liefde bedek dit. Want weet jy wat? Jesus se bloed het jou sonde bedek. Dit het nie net bedek nie. Dit het dit toegemaak dat niemand dit kan sien nie. En hy het in die diepte van die see gegooi. En hy sê, ek dink nooit weer daaraan nie. As ek na jou kyk, dan sien ek Jesus, wat sonder sonde is. Wie is ons as boeties en sissies? Om mekaar te merk en te sê, hierdie ou is dit. Daai ou is dit. Hierdie sussie is dit. Nee, in Christus is ons almal een. En ons is 'n liggaam. Ons kom op 'n plek. En my gebed in my hart, is dat hierdie gemeente 'n plek sal wees, waar mense wat stikkend is, na toe wil kom. Weet jy dat in die geskiedenis, was die kerk die enigste plek, wat sy gewondes geskiet het. Voor 'n vuurpeloton gesit het. Want as jy hoor van hierdie ou, wat dit en dit gedoen het, dan word hy voor die vuurpeloton gesit en sê, hierdie broer het hierdie sonde gedoen. Okay, en dan vat almal klippe en gooi hom, en vertel alles, van hierdie ou het dit, en hierdie ou het dat, en hierdie ou het so en so. Die kerk moet 'n plek wees, waar mense na toe hardloop, en sê, dit en dit, en jy het 'n vrymoedigheid, om met 'n boetie of 'n sussie te gaan deel, en te sê, weet jy, ek het verstrengel geraak, help my, en dat dit toegemaak word, nie met die idee, dat dit onder die mat ingevee word, soos wat dit baie keer in die kerk gebeur het nie, maar dat dit toegemaak word, met die idee, van weet jy wat, kom ons maak dit gesond. As jy 'n pitsweer het, wat doen jy? Nee, ek kom vir jou dat jy nou kom verduidelik het hierso. Maar of as jy 'n oop wond het, jy weet, jy het geval met die fiets en die ding het, my hele been hier is oop. Wat doen jy? Jy vat hom teater toe, waar dit klinies is. Jy maak uit deure toe, waar die temperatuur reg is, waar die bakterieë en die virusse nie kan leef nie. En jy kry iemand wat ken van, en dit word sorgvuldig mooi toegemaak. En dit word skoon gemaak, en dan word daar pleisters opgesit, en daar word antibiotika gegee, en daar word mooi versorg, en daar word so nou en dan gekyk, is dit nog reg? Ja, die geneesingsproses is nog mooi. Hier is dalk 'n deeltjie wat nie reg is nie, en dit word mooi skoon gemaak, en dit word higiënies gehou, jy weet. En dan op 'n stadium, dan is dit gesond. Ja, dis wat bedek beteken.
Die liefde bedek dit, sodat jy dit nie hoef te proclaim, iemand se sonde nie. Maar om dit toe te maak, met die idee dat dit gesond moet word, dat dit nie weer sal gebeur. If any person is overtaken in sin, you are spiritual, should set him right, restore him, and then reinstate him, without any sense of superiority, and with a gentleness. Dat daai persoon, as die hele proses verby is, dat hy jou met liefde in sy oë kan kyk, en nie kan sê, hy weet wat het ek gedoen nie. Maar met liefde na hom kan kyk en sê, weet jy wat, die Here het jou diep uitgehaal. En ek is saam met jou bly. En weet jy wat, ons is op pad iewers heen. Ons is op pad iewers heen. Ons is pelgrims. Ons is op pad, ons is nie van hier nie. Ek en jy, ons is boeties en sissies. Ons is op pad na ewigheid toe, saam met Christus. Kom ons maak dit maklik vir mekaar. Kan ons 'n verbintenis daartoe maak? Jo, die slegste, weet jy, daar was tye wat ek gehoor het van pastore wat dit sleg mee gegaan het. Jy was overtaken in sin. Dan kom 'n ou by mense en dan wil hulle eers vir mekaar vertel, het jy gehoor van die en die, van dit en dit? Dan sê ek, weet jy, mag die Here my bewaar, dat ek nooit iemand sal vertel van iemand anders se sorge nie, of van iemand anders se sonde nie. As iemand my vertel, hoor jy so, het jy gehoor van daai, weet jy wat het gebeur? Dan weet ek presies wat het gebeur het. Dan sê ek, weet jy, die Here het iets awesomes gedoen. Maar as jy wil weet wat het gebeur het, gaan praat met hom. I will not be bearer of bad news. Ek gaan nie iemand se sonde vir jou vertel. Ek gaan vir jou vertel van sy getuienis, van wat die Here vir hom gedoen het. Dit was iets awesomes gewees. Weet jy wat, ek verstaan partykeer hoekom hulle in die Ou Testament mense gestenig het, as hy iets negatiefs oorgedra het van iemand anders. Ek verstaan dit partykeer. Mag ons 'n gemeente wees wat mense toemaak, wat mense geleentheid gee om te herstel, en dat hy weer aangestel kan word, en dat hy sy bediening, dit wat die Here hom voorgeroep het, totaal en al kan uitleef. Want almal van ons het 'n verlede. Maar Paulus sê, ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit wat van voor is. Want weet jy, almal van ons het dalk nie 'n great verlede nie, maar almal van ons het 'n awesome toekoms. Almal van ons het iets awesomes wat die Here in ons toekoms wil doen, in ons en deur ons. En daar is iets awesomes wat vir ons voorlê, die dag as die Here ons kom haal. Kom. Ek sal vanoggend regtig ongehoorsaam wees as ek nie ietsie sê nie. Gemeente, die Bybel sê dat hy wat oor het, hoor wat die Here sê. En vanoggend moet ons hoor wat die Here sê. In die Ou Testament, onder die wet, is sondaars met klippe toegegooi gewees. En ons is nie onder die wet nie. Ons moet sondaars met liefde toegooi. Ja. Ek het dit vandag gesê. Die liefde bedek alles. Ek voel tog in my hart dat die Here ook vanoggend met families praat. Met gesinne praat en met families praat. Ouens, om 'n man te wees, om 'n vrou te wees, husband and wife, man en vrou verstaan, is 'n bediening. En ons woorde maak daai bedieninge dood. Skoonouers en ouers se woorde aan kinders en skoonkinders, my woord aan my kinders se woorde aan my. Ons gooi mekaar met klippe en ons maak bediening van liefde dood. En ek voel vanoggend regtig in my hart
Ek is eintlik senuweeagtig soos ek hierso staan, so ernstig ervaar ek die Here vanoggend sê, ons moet die bediening van husband and wife reg kry in ons gemeente. Hoe ek praat, wat ek doen, ouens, ons moet ophou klippe gooi en begin liefde gooi. Ja. Ons moet begin om liefde te gee na my kinders, my skoonkinders, my familie, my skoonma, ek noem my skoonma, my starter. Die Afrikaanse woord vir starter is 'n ander lelike woord. Maar ek spot met hom nog steeds, weet jy wat, daar's iets agter woorde. Ons begin om regte woorde te gebruik. En ek wil regtig vanoggend bid, en ek weet, as jy sê, Here help my, om my familie en my gesin reg te kry, en reg te hou, ek moet saam mee opstaan vanoggend, en ons wy onsself van die Here. Hoe praat ek met my swaar, my skoonsister? Wat sê ek van hulle? Praat ek met my kinders? Ek sê vir my seun, hy sê staar 9, jy staar 9 gaan jou beste 3 jaar op skool wees. Ek maak 'n grap, maar weet jy wat? Ons moet begin regte praat, regte goeders begin saai, met liefde bedek. En ek wil jy vanoggend, as jy sê, Here help my, om die regte dinge te saai, dat jy saam mee opstaan, dat ons begin om ons gemeente reg te kry, van gesinsvlak af, na familievlak toe, na kerk toe. Ons kan nie die wêreld wen, as ons nie onsself eers wen nie. Amen. Wie gaan saam met my staan vanoggend? Jesus. Kirabashinrumus tandarabasiente. Yesukundu nomono sukandalababasiyetu rukunu nomushayende. Jesus, U het U lewe geoffer. U het U bloed gestort, sodat ons in vrede met God die Vader kan leef. Maar ook, Here, sodat ons elke dag kan omdraai en sê, ek het verkeerd gemaak, ek het verkeerde goed gesaai, en help my, Here, om dit wat ek gesaai het, af te breek, en met liefde die verkeerde te bedek. En Here, vandag bid ons, dat U ons sal help om nie meer die verkeerde dinge te sê nie. Nie meer met klippe te gooi nie, Here, maar om met liefde mekaar te hanteer. Om met liefde woorde van vrede, woorde van respek, woorde van opbouing, woorde van bemoediging te kan spreek, Here. Met hulle in ons gesin, met hulle in ons familie, en met hulle in ons kerk, maar ook, Here, met hulle in die wêreld. Help ons as 'n kerk, Here, as 'n gesin van God, as 'n familie van God, as 'n liggaam van Christus, om met liefde mekaar te beheer. Here, vergewe en maak dood die woorde van dood en afbreek wat ons spreek. En help ons, Here, om mekaar met liefde en Gods respek en genade te hanteer. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen.